Ons groetien weer hier van Durbanville Rugby Club, ook bekend as Durbel. Twee clubs, Durbanville en Bellville, wat saamgesmelt het, wat nou 'n wedstryd gaan speel teen die manne hierso van Villagers. Ons kyk na die span van Villagers wat op die veld kom. Dit is hulle nommer 12 wat op die veld lê. Dit is Andries Viljoen. Aan die kant van Villagers het ons vir Nathan Nylon, en Kyle Billy, die voorhy, en MC de Jong. En dan twee slottermiddag is William Scott en Ivan Kutsie. Die losvoorspelers in Kozin Fumani, Nofuma, Neil Venter en die agste man is Thomas Meyer. Die skakelpaar Brad Fyn, Jandre Grobler, die loskakel. Dan ons die vleuels het ons vir Gillian de Franchi en Austin Prince. Die centerpaar het ons vir Andries Viljoen en Nugu Heywood en Jos Vermeulen in die heel agter. En dan is Pieter Smit wat die Durbanville op die veld lê. Pieter Smit wat sy span op die veld lê. Die agste man. En dan kyk ons gou na die span van Durbanville soos op die veld verskyn het. Die loskopstit het ons vir Christian Lamprecht, die vaskopstit Christo Greiling en die haker vanmiddag weer Justin Kipru. Die slot het ons vir Roan Loupsher en Zayn Jansen van Rensburg. Die losvoorspelers het ons vir nommer 6 van Hanno Stoffberg, Andre Hannekom en Pieter Smit, soos gesê, die asman en kaptein. Die agterlyn maar presies dieselfde soos laasweek het ons vir Gatwell de Vleer, Keegan Joubert. Die twee vleuels het ons Wano Jordan, die linker vleuel en Reis Du Plessis, ook Karel Du Plessis se vleuel, se seun, hy is die regter vleuel. Die centerpaar is Stean Redyn, die onderkaptein en Janie Losper, en dan het ons op die heel agter van Grant Hermanus en die skeieregter vanmiddag in die middel van veld is Dylan November en dit is die span van Villagers wat die bal gaan afskop vir die begin van hierdie wedstryd. Onder die bal lyk my is dit Leveer wat die bal gaan kry, gaan die bal uitjag kantlyn toe. Hy jag hierdie bal uit na die kantlyn toe. En dan sit die eerste lyn staan in hierdie wedstryd. Hoofpaviljoen kant van die veld. En dit is de Jong wat hierdie bal gaan ingooi. Vir die man van Villagers wat hierdie bal gaan ingooi, die Jong wat hierdie bal gaan ingooi. Villager gestig 18-16 jaar kortlyn staan. Pragtig lyn staan is dit die bal wat afgeneem word nou deur die manne van Durbanville. En dan is dit Durbanville wat Durbel wat hierdie bal wil kry. Hulle is nog steeds vorentoe, sy in die hande wegkom van Gurl Vleer. Dan aan die hande daarso van Joubert. Joubert laat loop aan die oorkant toe. Dan lyk my nou Tian Redyn wat die bal op sy voet sit. En ek moet sê dit is Keegan Joubert, ek moet ook net doen van Joubert wat loskakel speel. Hy kom al die pad van Zimbabwe af. Ek dink in Junie maand speel hulle vir die uitspelwedstryde vir die Rugby World Cup Zimbabwe. Baie goeie loskakel. En hy man wat so pas die bal uitgeskop het aan die oorkant, Tian Redyn. Hy is die onderkaptein, hy speel vandag sy 131ste wedstryd vir die span van Durbanville. Pragtig lyn staan is dit die manne van Villager, hulle begin met 'n rolmal aan die oorkant, maar dit is die manne van Durbanville, van Durbel wat hulle vashou en dan probeer hulle klein kantjie aankom. Dan sit die linkervleuel lyk my daarso van Villager wat daar probeer wegkom. Dis Kiliano, skeieregter meer November wat op sy vletjie blaas. Hy sê die manne van Durbel was onkant geweest. En is heel agter hierso Jos Vermeulen wat gaan kyk ver kan hierdie bal uitskop. Oorkant van die veld, baie naby aan die kantlyn. Ook 'n man met sy linkervoet, hy gaan hierdie bal uitskop. Grensregter aan die oorkant gaan staan. So wat 'n meter binnekant die 22 meter nou van Durbel.
Hy staan en dit is weer MC De Jong wat hierdie bal gaan ingooi. Villagers bly op die aanval, pragtig in die lyn staan Neil Venter. Hy bring die bal grond toe, skeieregter Dylan November wat hy sê, die manne wat die bal grond toe gevat het, man losgemaal grond toe gevat, meneer November wys, die manne van Durbel wat die losgemaal grond toe gevat het, en nou het ons strafskop aan die manne van Villager, en wat gaan hulle doen? Hulle gaan weer die kantlyn opsoek, lyk my, Josh Vermeulen gaan weer met sy linge voor die kant, bal uitskop, waar gaan hy die bal uitskop? 5 meter van die doellyn, oorkant van die veld, baie aanvallende lyn staan nou, hierso vir die manne van Villagers. Villagers, net soos hulle tweede span wat baie vroeg in die wedstryd op die aanval is. Die jong wat ingooi, nou in die lyn staan, pragtig is dit, Meyer wat daar die bal pragtig heiligheid vat, en as die manne van Villager met 'n losgemaal, hulle is bezig met 'n losgemaal, hier kom 'n strafskop, kom 'n straf 3, meneer November wat 'n straf 3 gaan toeken, en nie gaan iemand nou van die veld gestuur word, dis straf 3 vroeg in die wedstryd. Straf 3 vroeg in die wedstryd wat toegeken word aan die manne van Durbel. En ons gaan nou sien wie hier die veld verlaat. Is nie seker wie hier so afgestuur word nie, maar hier is iemand afgestuur. En dit lyk my dit is dit is Roan Loupser. Ek moet sê hierdie man het baie by hy het baie geïmpress toe hy op die veld gekom het teen Brackenfell laasweek. Is dit Roan Loupser is wat die veld verlaat, een van 'n lekker een wat hang na die bal is dit nou die Jakob van MC De Jong wat die bal in die hande kry vir Villagers. Hy vorder nog steeds en word hy vasgevat. Villagers wat nog steeds in beheer is van daardie bal. Villagers wat nog steeds daardie bal beheer. Die bal hier kom nou 'n bietjie stadig uit, nou is hy in die hande van Brad Tuin. Hy skop hierdie bal hoog in die lug op. Skeieregter wat op sy vletjie blaas. Hy wys die manne van Villagers was voor die bal gewees toe hy geskop het. Die manne van Villagers wat daar voor die bal was. En wat gaan Hermanus doen? Hermanus natuurlik 'n briljante heel agter. Laas jaar vir die manne van Valsbaai gespeel in sy tweede liga wedstryd nou vir sy nuwe span Durbel. Maar ja, hierdie bal uit, ons kan nie presies sien waar hy gaan staan, maar lyk na so 7 meter van die doellyn af, hoofpaviljoenkant van die veld, 'n pragtige groot skare hierso. Ons sit hierso by die hoofpaviljoenkant en dit is gepak, is groei skare, is mooi. Dis pragtige rugby wat ons sien, die weer is reg, alles is skitterend vir lekker rugby. Diep agter is dit gegooi, daar in die hande van lyk my na Pieter Smit wat die bal pragtig in die hande kry. Hy bring die bal op front toe, dis die kaptein wat die bal en dan sit nou aan die hande nou lyk my aan die hande van Justin Kipiru toe wat vasgevat word. Die skeieregter weer op sy vletjie. Hy wys die manne van Villager moet wegrol. Ja. Strafskop onder die pale en wat gaan die manne nou doen? Dit is die manne van Villager wat voorloop met 7 punte teenoor 0. Lyk my hulle gaan 'n tikskoppie vat. Wat is nie manne dan se pragtige lyk my dit is Zayn Jansen van Rensburg wat daar omgeskil het. En dan is die manne van Villager wat daardie bal afgeneem het. Was dit 'n goeie besluit geweest? Die bal word uitgeskop. Kyk waar gaan staan die grensregter aan die oorkant van die veld, halfpad tussen die 22 en die 10 meter lyn. Ek dink dit was 'n baie goeie wyse besluit hier. Baie belangrik altyd om punte te vat as jy kans kry vir punte vroeg in die wedstryd. Baie belangrik. Tikskop hier onder die pale. Eerste keer in die wedstryd nou wat Kipiru die bal gaan ingooi. Justin Kipiru. Amorag gestamp in die lyn staan. Dit is nog steeds die Durbel wat hierdie bal in die hand het. Ons pragtig in die hande van Rentuin, die onderkaptein. Hy stel die bal beskikbaar. Nou kom die bal weer, nou is aan die hande, lyk my daar so van Zayn Jansen van Rensburg. Nou weer daar in die hande, lyk my is dit weer Geerdorp wat wegbreek met die bal. Dan is er nog steeds Durbel wat vorentoe gaan met die bal. Hulle wil vinnig kry. Nou is weer 'n vleer na Kipiru. Hy word gestui deur 2 manne van Villager. En dan is er weer 'n vleer wat die bal kry. Weer Radyn laat loop regtig daar in die hande nou van Anu Stofberg. Hy is voor nog steeds skeieregter wat wys hier kom voordeel vir die manne van Durbel. Van Hermanus wat die bal kry, maar nie 'n goeie aangee na sy linkervleuel toe nie.
Weer na die paal is, Geesdrecht wys 'n hoogvat aan die kant daarso van Dubel wat hoog gevat word. Strafskop en wat gaan hulle doen? Hermanus sê nee, hy gaan nou die paal toe skop. Baie goeie wyse besluit ek dink van Grant Hermanus. Jy moet jou kanse vat as jy dit kry. Jy moet jou kanse absoluut vat as jy dit kry. Al baie goeie span hierdie span van Durbanville. Grant Hermanus wat ons sê wat al reeds vir die WP en die Stormers rugby gespeel het. Baie goeie heel agter. Baie verbaas dat die man nog nie weer opgeroep is na die WP kamp toe nie. 'n Bal hierdie gestel net links van die linker reg op paal, net binnekant die 22 meter. Hy gewoon toe kom hy gaan geen fout maak. Jy sit tussen die palle deur en dit is Dubel wat eerste punte van hierdie wedstryd en die telling verander na 3 punte aan die kant van Dubel, 7 punte aan die kant van Villagers. Nou nog sê hierdie span van Dubel wat 'n paar baie goeie spelers het op die regtervleuel, het ons vir Reis Du Plessis, Karl Du Plessis se seun. Ons het vir Joubert wat vir Zimbabwe loskakel speel. Also die span van Villagers wat gaan lekker diep afskop. Onder die bal is dit nog weer lyk my Fleer wat die bal pragtig die lug uitvat. Fleer wat die bal kry vir die Dubel. En dan is dit die manne wat maar opsit, lyk my hy's daar in die hande nou van Christo Greiling wat opgaan met die bal. Dan kom hy nou na Joubert wat hierdie bal ver veld afskop, maar pragtig onder die bal. Is dit Josh Vermeulen. Hy laat loop terug na Josh Vermeulen, laat loop na sy na Jandre Groller toe, terug na Vermeulen toe. En dan is dit die manne van die Dubel wat nog steeds hulle moet nog steeds keer as dit Andries Viljoens wat daar vasgevat word. Skeieregter sal hy blaas. Hier gaan nog 'n geel kaart kom, kan jy dit oor vertel? Nog 'n geel kaart hierso. En dis meneer November wat nog 'n geel kaart gee en dit is nou vir sê lyk net die kaptein Pieter wat hier van die veld af gekom het. Dis vinnig kyk. Nee, dit is nie jammer, dis nie Pieter nie. Dit is Andre Hannekom. Twee manne van Dubel wat nou van die veld af is. Roan Loupsher en Andre Hannekom. Weet nie daar voor dit was nie. Skeieregter daar iets gewys. Ongelukkig dit nou nie gesien nie. Hy praat daar met Pieter die kaptein. Met Dylan November 2 geel kaarte. Nou reeds hierso vir Dubel en dit is die span van Villagers wat nou met 15 manne teen 13 speel. Aanvallende lyn staan oorkant van die veld. Halfpad tussen die doellyn en die 22 meter. Die jong wat hierdie bal gaan ingooi. Pragtig lyn staan agter, maar dit is 'n Villagers wat hierdie bal gaan verloor. Dis 'n agterse man Brettyn, Thomas Meyer wat die bal nie mooi kan beheer nie. Hulle gaan hierdie bal seker laat loop na hulle loskakel. Joubert wat gaan kyk hoe ver gaan hy. Nee, dit is Fleer wat self gaan skop. Hy gaan die bal skop, maar hy gaan nie baie ver uitskop nie en dit is die grensregter wat gaan staan aan die oorkant van die veld, so wat 5 meter, nou buitekant die 22 meter oorkant van die veld. 5 meter. Dubel en die staan met 13 manne, 2 voorspelers. Ek dink hulle nou skram nie. En dit is MC de Jong wat hierdie bal gaan ingooi. MC de Jong op aan die kop, waar gaan hy gooi? Weer is dit Thomas Meyer wat die bal uit die lug uitvat. Hulle probeer hulle losgemaal op so, maar ek moet sê dis hierdie manne van Dubel wat nou keer vir al wat hulle werd is. Hulle is 2 manne kort, dan is nog steeds die manne van Villagers wat vorentoe gaan, hulle bietjie afgeskil. Dan is nog steeds die manne van Villagers wat vorentoe gaan. Dit lyk my is MC de Jong wat daar weggebars het. Nou sit dit in die hande daarso van hulle nommer 7. Dit is Neil Venter. Hy word vasgevat, dan is nog steeds Villagers wat vorentoe gaan hulle die bal vinnig kry. Nog steeds is hulle gaan direk, ons speel nou absoluut direk met die voorspelers. Skeieregter wat sê julle val oor die bal, julle seel die bal af, julle kan nie dit doen nie manne. Jy kan nie oor die bal val, die bal afseel nie. Meneer November wat 'n strafskop toeken aan die span van Dubel. Hermanus gaan kyk hoe ver gaan hierdie bal uitskop. Wys manne, kom ons wees bietjie rustig manne. Word rustig. Speel nou vir bietjie vir tyd nou hierso. Loupsher se tyd moet baie naby aan verby wees. Hy gaan hierdie bal uitskop, hy maak doodseker van sy skop oorkant toe. Ja, hy skop hierdie bal uit. So 12 meter binnekant sy eie halfgebied oorkant van die veld. Het hy hierdie bal uitgeskop.
En is Kipidu wat nou gaan ingooi in hierdie lyn staan. Kipidu is heel moontlik gooi op nommer 5 Jansen van Rensburg. Baie goed in die lyn staan. Ja, ek gaan na Van Rensburg toe. Pragtigste van Rensburg skeieregter sê nee, die bal is skeef ingooi. Nou is die moeilikheid. Bal is skeef ingegooi. Baie maklik om vanaf te sê, maar as jy so onder druk is, dink ek is 'n nommer 2 bal bly jou veiligste opsie. Altyd moeilik as jy agter toe gaan. Veral as jy nog 2 manne kort is. Loopse wat gaan begin warm maak. Sy tyd is naby om terug te kom. Absoluut 'n skitterende speler in lyn staan. Het hulle iemand van die agterlyn ingesit. Is nie seker nie, maar hier gaan 'n groot skram kom van Villagers. Hulle gaan probeer 'n strafskop melkies ook. Ek is seker dat hulle gaan probeer. Wat is Durbel se antwoord? Ja, hulle gaan strafskop. Hier kom die strafskop. Dit was te wagtig geweest. Die strafskop wat sou gekom het. Hulle is 8 manne teenoor die 6. Manne wat geluk gewens word daar, wat gaan die manne nou van hulle gaan kantlyn toe skop. Die Jager wat klaar na die oorkant toe gaan en sê die jong wat klaar gaan, hulle gaan kantlyn toe skop. Nee, dan wys die skeier wys nee, ons gaan paal toe skop. Die jong wat klaar geloop het met die bal. Hy het gedink hulle gaan kantlyn toe skop. En is Jan Drey Grobler wat hierdie bal gaan stel. 'n Lekker lang skop hier vir hom. So wat 13 meter binnekant die halfgebied van die span van Durbel. 5 meter, kan 15 meter van die kantlyn af wees, oorkant van die veld. Kom ons kyk wat gaan Grobler doen met hierdie skop. Die eerste een oorskop. Bietjie langer skop nou vir hom. 35 meter wat hierdie bal moet trek. Hy gaan die bal tref. Wat gaan die bal doen? Die bal trek mooi, die bal trek baie goed, die bal trek skitterend. Hy sit hom tussen die pale deur en is die pan van Villagers wat 3 punte aanteken en hulle loop voor in die staan van die wedstryd met 10 punte teenoor 3. 10 punte teenoor 3 en lyk my Roan Loubser is terug op die veld. Roan Loubser wat terug is op die veld. Loubser wat terug is op die veld. En dit is Hermanus wat spel gaan begin van die middelkolletjie af. Baie goed gehou, Durbel, een lekker lang ene onder die bal is dit hulle nommer 7 flanke. Waar hy laat die bal val, dit is Neil Venter wat die bal laat val. Die skeieregter gesê die bal vorentoe laat val. Venter wat nie die lekker beheer kon gekry het van daai bal nie. En nou het ons 'n vaste skram. Die binnekant die halfvoet nou van die span van Villagers. 14 meter van die hoofpaviljoenkant van die veld. Baie goeie rugby wat ons aanskou in hierdie stadium. 2 topspanne wat mekaar hier aandurf. Dit is die span van Durbel wat laasweek teen die span van Brackenfell 'n skitterende wedstryd gespeel het. Groot telling opgeteken het. Skeieregter besluit blaas as die manne grond toe gaan. Vooraan die bal nog in is. Moet sê is 'n groot pak van Villagers, maar dit is hierdie manne van Durbel wat self 'n baie goeie pak en dan se keeper wat sy skoen verloor. Thank you again, Global Sports Network. Thank you for all our sponsors. Thank you, Sports Chiwe. Thank you, Decro Paints, ID Consulting. Thank you very much. If you haven't subscribed yet, become a subscriber for Global Sports Network and become part of this wonderful big family and enjoy all the sports, not only rugby. We're going to get more involved in other sports, and you can see all the sports live on YouTube via Global Sports Network. Vaste skram en dis Lefeer wat die bal gaan ingooi en 'n pragtig word daar geskram nou deur en dan is Radyn wat pragtig binne toe sny. 'n Baie goeie loopie van Radyn die onderkaptein. En dan is daar die hande van Roan Loubser. Roan Loubser word vasgevat binne kan die 25 meter. Dan is Lefeer wat loop na Hermanus. Hermanus hy word vasgevat, maar dan word die bal afgehaal deur die manne van Villagers en dan word die oorkant gehardloop, maar hy gaan uitgeboonder word. Nee, hy word
grond toe gevat, die skeieregter wys die man is uit. Baie goeie loopie gewees daarso. Dit was baie desperate verdediging geweest, maar ek moet sê, dit was die linkervleuel aan die oorkant. Kilianu, wat amper weg was daar. Maar ongelukkig is dit wat uitgetrap word, maar ek moet sê, baie goeie verdediging. Ongelukkig het die Ankie van Hermanus net nie sy maat gevind nie. Hy staan op die 10 meter lyn oorkant van die veld, Skiepie wat gaan ingooi. En dan word die bal teruggeklap deur die manne van Villagers. Hulle laat die bal vorentoe gaan en nog steeds ingooi aan die oorkant van die veld. Skiepie wat gaan ingooi. Maar ek moet sê, Villagers wat pragtig kompeteer in lyn staan. Villagers wat pragtig kompeteer, gaan Skiepie nou sy manne vind. Lyk my gaan weer agter toe gaan, ja, weer Zanse van Rensburg, pragtig lyn staan. Nou is daar in die hande hierso, lyk my nou in die hande pragtig en in die hande van Hanno Stoffberg, hy word vasgevat. Nou is daar in die hande van Greiling die laat loop dan lyk my dis die kanskakel. Ja, nee, is nie lyk my dis Du Plessis geweest. Lang Ankie nou in die hande weer hierso van Hans Stoffberg. Stoffberg en die skeieregter se arm omhoog is hier se strafskop vir 'n hoogvat. Nou die hande weer van Joubert laat loop ongelukkig. Pragtig hanteer. As Hermanus die bal kry, dan loop hy nou nie binne toe. Dis die hande daar van Hanno Jordaan. Hy word vasgevat. Die skeieregter speel nog steeds 'n strafskop voordeel hierso vir die nuwe strafskop. Hier kom moeilikheid. Hier kom 'n kaart. Ja, hier kom 'n kaart en dis vir die manne van Villagers wat die veld gaan verlaat. Gaan nou vir sê wie dit was. En gaan Hermanus paal toe skop. Wat gaan Hermanus hierso doen? Een van die manne nou hierso. Skeieregter wat vroeg sy stempel afdruk op hierdie wedstryd. Hermanus gaan die kantlyn opsoek. Hy gaan skop hoofpaviljoen kant van die veld. Waar gaan hy die bal uitskop? Grensregter gaan staan 5 meter van die doellyn af. 5 meter van die doellyn. 5 meter van die doellyn nou van die span van Villagers. Net nie seker wie van die veld af nie, kon nie mooi gesien wie van die veld af nie, maar dis een van die manne hierso van Villagers van die veld af is met 'n geel kaart. En dit is weer die man van span van Durbel wat nou volledig is. Nou is dit die manne van Villagers wat 'n man kort is, pragtig langs staan is dit Loupsher laat die klap die bal terug, maar is Greiling wat die bal vasmaak. Hulle wil die bal kry nou in die hande van Vleer laat loop na Kipro vorder Partry, maar hy gaan hom vasloop teen die verdediging van Villagers. Nou in die hande daarso nou van Andre Hannekom wat so pas terug is op die veld. Hannekom wat nog steeds vorentoe gaan, Hannekom wat nog steeds in beheer is van daardie bal. Hulle wil die bal vinnig kry, in die hande van Loupsher wat vasgevat word net onder die pale. Gaan hy die bal beskikbaar gestel kry? Die bal kom baie stadig uit. Nou in die hande van Hermanus na Joubert die sny probeer binnekant toe gaan, maar hy gaan hom vasloop in die verdediging nou van Villagers. Skeieregter wat sê die bal is vorentoe laat val. Ongelukkig is dit Keegan Joubert wat die bal vorentoe laat val. On GS. Okay. It's a club organizer. Okay. Vaste skram. Ongelukkig is die bal vorentoe laat val. Vaste skram, dis nou die manne van Villagers met 'n man kort speel. Kon net nie mooi gesien het wie's van die veld af nie. Lyk my dit is hulle een flank. As ek moet reg, kan miskien Neil Venter wees, ek is nie seker nie. Een van die agterspelers wat nou gaan skram. Breitein met die bal ingooi. Kry die bal swaar. Dan sit dit tog uit aan die hande hierso van hulle nommer 12. Dit is Andries Viljoen. Hy gaan die bal beskikbaar maak. Dan word 'n bietjie geruk en pluk. Dan is die bal hier so in die hande. Kyk waar gaan hierdie bal uitgeskop word. Word die bal daar so veld afgejaag deur Jan-Drey Grobler. Hy gaan spel verplaas hier na hoofpaviljoen kant van die veld. 14 meter nou binne kan die halfgebied van die span van Villagers. Baie klipbare wedstryd. Die manne wat geen genade gee, geen genade word hier gevra in hierdie wedstryd nie. 'n klipbare wedstryd wat hier afgespeel word.
As dit nou die manne is, Kipru wat hierdie bal gaan ingooi. Kipru, hy gaan hierdie bal in die lyn staan ingooi. Weer lyk my daar in die hande nou van Roan Loubser wat een van die manne wat hom daar vasloop, pragtig verdediging, nou weer aan die hand van Roan Loubser wat opgaan, dit is Pieter Smit wat die bal opgedra het hierso, maar hy het nog vasgeloop, en dan kom die bal nou weer uit, nou sê hy daar in die hande, lyk my van hulle nommer 6, dit lyk my is in die hande van Anu Stoffberg, die man, ek moet sê, die manne van Villagers wat met mening verdedig, skeieregter vir die manne sê, hulle is oor die bal, strafskop vir die manne van Dubbel, strafskop vir die manne van Dubbel. Ja, hy wys, maar jy moet weg en jy kan nie oor die bal gaan nie, jy moet los. En wat gaan doen? Ja, Hermanus die gaan Paulo toe skop. Die telling in die stadium 3 punte vir die manne van Dubbel en 10 punte vir die manne van Claremont. Villagers 10 punte, 3 vir die manne van Dubbel. Hermanus gaan hierdie bal stel, so wat 12 meter binnekant die halfpunt van Villagers. 16-17 meter van die oorkant se kantlyn. Hermanus is natuurlik 'n baie skitterende speler, die bal wat omval. Gelukkig nog 'n bietjie tyd. Weer die bal gestel. Hermanus wat geslaag het met sy eerste skop nou Paul toe. Hy gaan vorentoe kom, hy gaan die bal tref. Die bal trek pragtig, die bal trek skitterend, maar hy trek hom links verby. Hy druk hom ongelukkig links verby. Bal is ongelukkig links verby. En die telling bly verander. 3 punte vir die span van Dubbel, 10 punte vir die span van Claremont Villagers, al die pad daar uit die Kaapse wêreld, suidelike voorsede. En dit is Jan-Drey Globber wat gaan afskop van naby sy 20 meter lang ene. En dan onder die bal is dit Joubert wat die bal ongelukkig laat val. Foukie aan die kant van Keegan Joubert, hulle het die bal ongelukkig val en dan skram Villagers se ingooi. Hanteerfoute kan 'n mens dier te staan kom. Dit is Villager wat spel verplaas van binnekant hulle eie van 22 na amper op die 22 meter nou van die span van Dubbel. As dit Brad Tuynus wat hier bal gaan ingooi. Skramskakel van Villagers. Villagers wat baie goeie rugby speel, ek moet sê, sit die span van Dubbel onder geweldige druk. Baie goeie skram wat grond toe gaan, die skeieregter sê speel, en Tuyn wat die bal het, Tuyn laat loop hier so na sy Jan-Drey Globber, hy vorder nog steeds, so van Austin Prins, wat ver gevorder het, hy word vasgevat, die skeieregter nou sy vletjie blaas, hy wys van die manne kom van Dubbel, kom van die kant af in, en dan sit die manne, en dan Tuyn wat vanaf kantlyn toe skop, hy gaan hierdie bal uitskop, 5 meter van die doellyn af, die hoofpaviljoen kant van die veld, jag die bal uit, 5 meter van die doellyn af. En in sy lyn staan. Ongelukkig is dit die manne van Dubbel wat van die kant af ingekom het. MC die jonge die bal gaan ingooi. Gaan ons 'n lol mag sien nou weer hierso van die manne van Villagers. Hulle gaan weer daar so gooi op hulle agterman Thomas Meyer. Hulle begin hulle normaal op so 'n skeieregter sê nee, die manne kan nou bykom en dan sit nog steeds 'n Villager wat vorentoe gaan in die hande van MC die Jong wat grond toe gaan. En die skeieregter sê Villagers hulle het bal ingevat. Villagers sê die bal ingevat en nou het ons 'n skram en dit is die manne van Dubbel wat hierdie bal gaan ingooi. En dit is Lefleur wat hierdie bal kan ingooi. Gedwell Lefleur skramskakel van Dubbel wat hierdie bal gaan ingooi. 5 meter van sy doellyn af. 6-7 meter, 8 meter van die hoofpaviljoen kantlyn af. Is dit die manne van Dubbel, moet sê wat baie goed skram.
albei pakke wat baie goed skram in hierdie stadium, Lefleur, dan is dit De Bel wat terug antwoord is, Villagers wat Pieter Smit wat die bal optel en hy breek weg. Hy laat loop na daar Redyn, is onder kaptein. En dan is dit nog steeds in die hande daarvan Joubert wat nou kantlyn toe skop. Hy gaan die bal nie baie ver uitskop nie. Hy skop die bal uit op die 22 meter lyk my vanaf miskien net binne aan die 22 meter kan nie presies sien waar ek staan nie. Hoofpaviljoen kant van die veld is nog steeds die manne van Villagers wat op die aanval bly. Die manne van Clermont se wêreld Villagers wat op die aanval bly en dit is MC de Jong wat hierdie bal gaan ingooi. Kry tekens also van Nathan Mylon. Waar moet hy die bal gooi? Ja, dit was die nommer 6. Ek was reg toe ek sê, maar ek dink dit is nie seker wie dit is nie. As ek kyk na my timesheet, pragtig en is dit nou in die ander half van Grobler laat loop daar aan die oorkant. In die ander half van die linkervleuel wat ver goed hardloop aan die oorkant. Kiloano, hy word vasgevat. Gaan hulle die bal vinnig kry. Dis nou weer daar in die hande van Fyn laat loop nou daar in die hande. Nou sê daar van Grobler loop na Kyle Bailey. Hy laat loop nou in die hande. Skeieregters vletjie blaas, hoogvat. Sy aan die kant van De Bel. Hoogvat aan die kant van De Bel. Strafskop aan die kant nou van Villagers. Gaan hulle kantlyn opsoek. Baie nou by die oorse kantlyn en dit lyk my dis heel agter Jos Vermeulen wat gaan kyk ver kan hierdie bal uitskop. Ek is nie presies seker wie is die nommer 6 hierso van Villagers nie. En of dit die manne wat omgeis dit kan Neil Venter wees wat in die nommer 6 try speel en Kosi Nufuma wat in die nommer 7 try speel. Lyk my hulle het al try omgeruil, pragtig lyn staan weer eens is dit Neil Venter, Thomas Meyer, skeieregter sê ja, skief ingegooi. En ek dink is Neil Meyer wat gaan terugkom op die veld. As ek so van kyk lyk dit vir my is nommer 6 en 7 wat try omgeruil het. Nommer 6 lyk my is Neil Venter en nommer 7 is Nkosi Nufuma. En dis die span van Villagers wat weer 15 manne is. Skram De Bel wat hierdie bal gaan ingooi 5 meter van die doellyn af. Villagers wat baie druk sit op die manne van De Bel. Baie druk wat hulle plaas op hierdie manne. Dan is dit skeieregter sê nee manne, kom ons skram oor. Skram as jy lekker stewig nee. Gaan oor skram. Dink nie daar's meer baie speeltyd oor in die eerste helfte nie. Baie klipharde wedstryd wat ons aanskou hierso. Pragtige skare, heerlike dag hierso in Durbanville. Hierdie kragmeting tussen Villagers met hulle wit truie wat van links na regs voor hom verby speel en die manne van De Bel. Villagers wat voorloop met 10 punte teenoor 3, vaste skram. Lefleur gaan hierdie bal ingooi in die vaste skram. Villagers wat goed skram, man dit ja, Villagers wat goed skram, skeieregter wat hulle beloon met 'n goeie skram. Ek moet sê dit is hulle vaskop sit Kyle Bailey wat baie goed skram. Wat gaan hulle doen? Skeieregter wat wys vir die manne van De Bel, julle het opgestaan. En gaan hy kantlyn soek. Nee, gaan 'n tikskoppie wees. Dis Brad Fyn wat met 'n tikskoppie van die dag kom en loop daarna William Scott toe. Hy word vasgevat. Nou nee, en nou lyk my nou gaan hy speel na sy vaskopskit Kyle Bailey. Hy probeer deurgaan. En baie naby aan die paal word hy vasgevat. Nou is daar aan die hande van nommer 7 en dit lyk my dit is Nkosi wat vasgevat word. Gaan sy aan die hande van lyk my die skeieregter sê die bal vorentoe. Nee, dis obstruksie gewees aan die kant hierso, van die kant af lyk dit my obstruksie. Ja, skeieregter wys obstruksie gewees aan die kant van Villagers, gulle geleentheid want dit byna was dit aan hy hoor wat daar deur is. Mans gaan kyk ver gaan hierdie bal uitskop. Hy gaan hierdie bal skop, ons net kyk. Ja, hy jaag hierdie bal uit. Halfpad tussen die 10 meter en 22 meter hoofpaviljoen kant van die veld. Daar's meer baie speeltyd oor nie. As my bal speeltyd oor nie, as dit nou Kiperoos wat hierdie bal gaan ingooi.
kliphard wedstryd wat hier gespeel word vandag. Absolute wonderlike weer. En dan gaan die bal agtertoe. Pragtig is dit nommer 5, dit is Zyn Jansen van Rensburg wat pragtig rank in die lyn staan. Dan sit Hannes Stoffberg wat die bal opgetel het. Dan is dit nou daar in die hande, lyk my daar so van Vreiling sal die bal beskikbaar Lefleur, maar wat sê die skeieregter, die strafskop. Weer 'n hoogvat hier so aan die kant van die manne van Villagers. Hulle moet versigtig wees. Hulle gaan weer 'n geel kaart kry. Weer 'n hoogvat hier so deur een van die manne van Villagers en dit is Hermanus wat gaan kantlyn toe skop. Hermanus gaan kyk hoe ver gaan hierdie bal uitskop. Pragtig. Hy verplaas spel na afpad tussen die 22 meter en die 10 meter hoofpaviljoen kant van die veld. Die skare wat saam praat, pragtige skare, heerlike rugby weer hier in Durbanville vanmiddag. Ons word getrakteer op skitterende klipharde rugby. Ek moet sê rugby in die Westelike Provinsie gesond. Ons kyk na die toeskouers wat hier vol sit. Loopse wat pragtig rank in die lyn staan, Lefleur wat hierdie bal kry. Nou in die hande daar so van Hannes Stoffberg. Hannes Stoffberg, hy word vasgevat. Hy gaan die bal nog steeds beskikbaar stel. Lefleur na Jansen van Rensburg. Jansen van Rensburg die beheer nog steeds vorentoe. Nou is dit weer na Lefleur na Joubert. Joubert laat loop aan die oorkant, lyk my daar in die hande van Losper. Losper word vasgevat, gaan hier bal vinnig uitkry. Gaan die bal uitkom aan die kant daar so van Dubel. Hulle wag vir die bal, die bal kom bietjie stadig uit. Nou is dit die hand van Roan Loubser. Hier kom nou weer 'n moeilikheid hierso. Hier is weer iemand hierso wat 'n kaart gaan kry. Hier word 'n rooi kaart gewys. Hier word 'n rooi kaart gewys. Nou, die skeieregter wys uit op 'n man getrap. Dis heeltemal ontoelaatbaar. Jy kan nie op 'n man trap nie. En dit lyk my dis die nommer Nkosi. Lyk my Nkosi wat van die veld verlaat ongelukkig. Lyk my Nkosi gestraf met 'n rooi kaart. Jy kan nie op 'n man trap nie. Skeieregter wys uit op 'n man getrap. Ja, is Nkosi wat die veld verlaat. Skeieregter sê hy het op 'n man getrap. Rooi kaart daar so wat gewys word na nommer 7 en dit lyk my is Nkosi, manne wat ongeruil het, strafskop. Durbanville maak nou oor die koppe, maar gaan Durbanville die bal terugkry. Skeieregter wys die bal is nie reguit ingegooi nie. Skram fout weer aan die kant van die manne van Dubel. Bal wat skeef ingegooi word. Natuurlik die nuwe reël as jy kompeteer in lyn staan en jy gooi skeef in, dan gaan die skeieregter jou blaas. Maar as jy nie gaan kompeteer in lyn staan nie en jy skeef gooi, dan gaan hy die spel laat gaan. Hierdie manne van Villager gekompeteer soos altyd goed vir een man om op te gaan om bietjie te kompeteer. Dis altyd goed om dit te doen. Vaste skram, nou is dit die manne van Villagers wat met 'n man kort speel. En ek moet sê Villager wat baie goed geskram het, maar dit kan beteken dat Dubel baie sterk gaan terugkom in hierdie wedstryd met die skramwerk. En Tuin wat hierdie bal ingooi, strafskop, weer eens die manne van Dubel wat nie die bind vat nie. Skeieregter sê julle beweeg terug, julle vat nie julle bind nie, julle beweeg terug. Strafskop weer eens aan Villagers. Villagers se pak wat baie goed skram. Als het hulle nou aan kort. Is dit Josh Vermeulen wat kyk ver, kan die bal kan uitskop aan die oorkant van die veld. Waar gaan hierdie bal uitskop? Hy gaan nie baie ver veld wen nie. Hy jaag die bal uit 9 meter binnekant sy halfgebied oorkant van die veld. 9 meter binnekant die halfgebied oorkant van die veld lyn staan. En dit is MC De Jong wat hierdie bal gaan ingooi. MC De Jong wat hierdie bal gaan ingooi in hierdie lyn staan. Moet sê skitterende rugby wat ons so ver gesien het hierso. Absoluut skitterende rugby. Klipharde rugby, hier word nie genade gegee of gevra nie. Pragtig in lyn staan. Ek moet sê dit is Thomas Meyer wat goed doen in lyn staan. Dis waar die bal hier laat loop aan die agterlyn, maar nie baie goeie aangee nie. En dan is Josh Vermeulen in die bal kry, man die bal in die hande. Dan is die linkervleuel wat moet Kiliano wat moet regmaak. Hulle speel nog steeds agter toe. Dit is nog steeds die manne van Villager wat agter die spel, dan sit die manne van Dubel is wat hulle onder gewellige druk sit en dan probeer hulle die bal nou regmaak. Skeieregter se vletjie blaas, hoogvat hierso aan die kant van Dubel. Onnodige foute wat die manne van Dubel bietjie kos hierso. Maar ek moet sê geweldige druk wat Dubel nou hier op die manne gesit het van Villagers.
hulle ver teruggevat, nie goeie aangeweeg gewees nie. Maar dit is die manne van Deurbel wat hulle ver teruggevat het. Hierdie bal gaan uitgeskop word. Hierdie bal wat uitgeskop word, ons moes keer hierso. Die bal reg op ons afgekom. Bly staan op die 10 meter lyn, hoofpaviljoen kant van die veld. Skien stil geword het, maar die bal net voor ons skop. Ons net gekyk dat hy nie ons toerusting kry nie. En sê die jongen die bal gaan ingooi op paviljoen kant van die veld. Speel met 'n man kort, 10 punte teenoor 3 punte. Loop die manne van Villagers voor. Weer eens is dit hulle agste man Thomas Meyer wat skitterend in lyn staan en skeieregter dat sy arm omhoog is. Hier is arm uit is. Hier kom 'n strafskop en dan sit 'n steekskop hier in die gaping en dan as die skeieregter sê nee. Gaan nou kyk wat wys hy. Seker wat wys hy nie. Kon nie lekker sien wat hy daar gewys het nie. Weggekyk. Strafskop nou. En hulle wen op baie veld as Josh Vermeulen in die bal gaan uitskop. Hy jag hierdie bal uit. So 3 meter by kan hy 22 meter nou van die manne van Deurbel die tuisspan. En dan is Christian Lambrecht wat net daar vir die skeieregter vra meneer, waarvoor was die strafskop wat ons verkeerd gedoen? MC die jong wat hierdie bal gaan ingooi, aanvallende lyn staan nou weer vir die manne van Villagers. Weer eens lyk my gaan weer ja, Meyer wat pragtig in lyn staan en hy doen absoluut goeie werk. 'n Losgemaal wat Villagers opsit, maar dit is ek moet sê dit is Ron Loubser pragtig daar deurkom. Dan is die ander daarso van Jan Grobler. Jan Grobler die word teruggedra in die verdediging. Dan is dit nou weer Tuin wat die bal kry. Hy laat loop nou daar aan die ander van Nathan. Nathan die word vasgevat en Tuin wag vir die bal. Hy wag vir die bal. Hy speel nou hier na die ander kant toe. Grobler sit die bal op die voet. Was dit 'n goeie besluit? Was die regte besluit? Ek weet nie. Skeieregter sê losie kyk as my bal speeltyd oor nie. Weet nie of dit die regte besluit was aan die kant van Villagers. Hy skop hier bal uit. Hy skop hier bal uit so wat 10 meter van die doellyn nou van die manne van Deurbel en dit is Deurbel wat hierdie bal kan ingooi in lyn staan. Kipidu wat so 'n paar keer sy manne gemis het in lyn staan. Kipidu wat nou bal in die lyn gaan ingooi, vol lyn staan wat die manne van Deurbel opsit. Hy kry die tekens af van Christian Lambrecht. Word agtergegooi, pragtig word die bal in die hande kry daarso deur Andre Hannekom. Lekker diep gegooi. Deurbel wag gaan hierdie bal kry. Nou daarso van Christo Greiling. Christo Greiling, hy's 'n sterkste een. Anders is skeieregter wat die wag vir die manne om die bal om uit te kom. Amper gedink die manne van Villagers wat dan is 'n lekker hoë skoppie onder die bal is dit nou die regtervleuel. Hy probeer 'n loopie gaan maar hy word vasgevat. Prins die kom nie ver nie. Dan is er nog steeds die manne van Villagers wat nog agter toe speel. Weer 'n wil aangee. Dan in die hand van Grobler. Grobler nou hierson dan sê binne senter maar hy gly as hy die bal skop. En dan is die bal wat op. Wie gaan die bal optel? Lyk my dis die agterman Pieter wat die bal gaan optel. Pieter besluit hy gaan hardloop met die bal. Hy hardloop nog steeds dan word hy vasgevat. Hy gaan die bal beskikbaar stel. En dan is hy nog steeds die manne van Deurbel wat nog het. Dan is aan die hande nou van lyk my weer Roan Loubser wat 'n skitterende wedstryd weer speel. Roan Loubser, die skeieregter fluitjie gaan blaas. Die losgemaal wat daar grond toe gaan. Manne wat daar lê. En as jy einde van die eerste helfte. Wat 'n skitterende eerste helfte wat ons nie gesien het nie. Absolute skitterende rugby, genadeloos. Hier word geen genade gegee nie, hier word geen genade gewys nie. En dit is aan die einde van die eerste helfte is dit die manne van Villagers, Claremont se wêreld wat voorloop met 10 punte teenoor die 3 van Deurbel. Moenie te ver weg gaan nie. Ons is binnekort terug met die tweede helfte en ons glo dit gaan net so opwindend en goed wees. Ons is nou weer terug. Hard rugby. Looks like
Ons sê baie welkom terug vir die tweede helfte. Ons het 'n absolute wonderlike eerste helfte aanskou, pragtige klipharde rugby. Ek moet sê hierdie manne wys geen genade hier nie. Manne van Villagers van Claremont wat ek dink amper 150 jaar al bestaan, tweede oudste rugbyklub in die Kaap, sover ek verstaan. Teen die manne van Durbanville en Bellville wat saamgesmelt het en nou is dit die Durban klub. En ek moet sê, manne van Villagers wat gekom het om rugby te speel hierso by Durban. Klipharde wedstryd, ongelukkig is dit een van die manne van Villagers wat die veld moes verlaat het met 'n rooi kaart. Ek is nou net nie seker of die 20 minute weer. You see that? Is that a tornado there starting? Can't be, eh? You see it? Manne van Durban wat nou op die veld verskyn. Ons kyk net hier na die weer. Lyk of daar reën aan die oorkant is. Hier is agtertoe reën het, so in die stadium is nog baie gelukkig, is dit lieflike weer, pragtige weer hierso. Geen wind in die stadium nie. Sien net skitterende weer wat hier is. Ja, you see it. En ons word getrakteer op absolute wonderlike skitterende rugby. En ek moet sê, ons sien uit na 'n baie goeie tweede helfte. Sover rugby wat ons nie in die reën gespeel het nie, ons hoop die reën bly bietjie nog weg. Ons het na hierdie wedstryd nog gou 2 onderhoude met 2 kapteins, maar as ek so vanaand kyk, lyk dit of die reën wat begin nader kom. So ons gaan binnekort bietjie reën kry hierso. Ons kan lyk my of ons binnekort gaan reën kry hierso as ons so kyk. En skeieregter daar met die manne gesels, hy praat nou daarso met Christo Greiling. Christo Greiling natuurlik 'n baie goeie stit en hy praat bietjie aan met hom en as dit liggies begin reën en die mense lyk my begin skuilings soek. Mense wat begin skuilings soek as dit liggies begin reën hierso. En ons net ons goedjies nou reg kry hierso vir as dit reën. En hierso ligte reentjie wat begin uitsif hierso. Mense begin skuilings soek. Ja, dit begin reën. Nou gaan hierdie wedstryd baie kliphard word. Nou bietjie in die reën. Nou gaan dit hier tussen die voorspelers gespeel word. 'n Windjie wat nou ook begin opkom. Baie goeie dag gewees sover hierso. Die skare sit bankvas hier agter as die Grand Hermanus wat gaan spel begin van die middelkolletjie. Skeieregter sy vletjie blaas nou hulle November. En Hermanus met een lekker rang onder die bal is dit hulle nommer 4 slot wat die bal uit die lug uitvat. Dit is Evan Kutse. Hy gaan die bal kry. Nou is weer in die hande daarso van Meyer. Meyer vorder, hy gaan nog steeds dan gaan hy die bal beskikbaar stel dan sien die hande daarso van Tuin. Tuin hy gaan die bal baie moeilik kry. Hy gaan die bal kry. Hy gaan hom nou kry. Wat gaan hy doen? Lyk my hy gaan 'n skoppie los. Hier kom 'n lekker hoë skoppie. Onder die bal is dit Joubert pragtig onder die bal vat hy die bal uit die lug uitdraak. En dan sê de bel maak met sê Joubert pragtig in die lug en gaan die bal uit die van dan sit hy in die hande van Roon Loubser. Loubser wat dit skitterende wedstryd laasweek gespeel het. Hulle gaan nou weer staaf maak kom. Nou is in die hande van Jansen van Rensburg. Ja, Rensburg na Lefleur. Lefleur sit die bal op sy voete en dan sit die bal wat teruggeklap word en dan sit die manne van wat die bal wil kry. Dit wil die bal kry. Die skeieregter sê ja, dit is nog steeds 'n Villager wat die bal in die hande het. Nog steeds die manne van Villager wat hierdie bal het, as hy bietjie rondgepluk word hierso. Hier kom weer 'n lekker hoë skoppie van daai hoë. Die bal wat laat spat word daar so deur lyk my en aan die kom vir die bal nie reg hy kan vat hier. En dan is dit die bal wat uitspat aan die oorkant van die veld op die 10 meter lyn nou van die manne van Durban wat nou van links na regs voor ons verby speel. Villager wat in die wit trui speel. Hulle speel van regs na links voor ons verby. Villager wat voorloop met 10 punte teenoor die 3 van Durban. I checked it. It's a small one, though. En dit is 'n keeper wat hierdie bal gaan ingooi. Wie is dit? Christian Lambrecht wat gou vir hom sy tekens gaan gee waar hy moet gooi vir wie hy moet gooi. Van Rensburg pragtig vat hy die bal uit die lug uitdraak. Skeieregter wat sy vletjies uit
speel voordeel hierso, lyk my voordeel, dan kom jy nou aan die hande van Joubert, 'n lang keer daar so na Ryden. Hy word, hulle loop die bal aan die oorkant daar na Du Plessis. Lyk my daar's in die hande gewees van Du Plessis wat die bal verveld af geskop word, dan sit daar in die hande daar so nou van hulle linkervleuel Giuliano, hy word vasgevat, hier kom nog voordeel nou weer van die manne van Schweizer sê die bal is vorentoe laat val deur die manne van Villager. Ek dink die bal gaan nou begin glipperig word, hy gaan baie glad begin word. Vaste skram nou, ek dink dit gaan nou bietjie begin nou baie gelyk op word nou in die vaste skrams hierso. Bal wat nou nie meer so lekker gaan hanteer nie. Maar ek moet sê, dit is 'n klipbare wedstryd wat hier afgespeel word. So 'n klein ligte reentjie wat nou hier begin uitsif het oor ons. Begin donker word hierso. Wolke wat al hoe nader kom. Vaste skram en dit is De Veer wat die bal gaan ingooi. Skeidsregs se vletjie blaas. Eerste skram in die tweede helfte wat nou gaan plaasvind. En ek dink dit is 'n dubbel wat wil vinnig gaan vroeg punte aanteken nou. Hulle loop 3-10 agter. En dit is nou baie interessant om te sien dat Roan Loubser staan hierso in die agterlyn. Hy staan hier op buite senter. Dit is baie interessant. Weet nou nie wie daar op slot gesak nie, maar lyk my hulle wil Roan Loubser gebruik om in die middelveld op te dryf, sal die bal gaan kry. Skeidsregs het 'n vletjie blaas strafskop. Nou is dit die manne van Villagers wat die skeidsregter wys, hulle het nie hulle bind gevat nie, hulle teruggetree, hulle het nie hulle bind gevat nie, strafskop nou aan die manne van Deurbel. Beweging wat nie so lekker uitgewerk het nie, net Loubser wat hier in die agterlyn kom staan het en dit is Grant Hermanus wat wys hy gaan paal toe skop. Grant Hermanus wat sê hy gaan paal toe skop. Baie interessante beweging wat ons hier sou gesien het, as daar nie strafskop was nie met Loubser wat hier op buite senter was. Ek is seker hulle sou met spoed gebruik het om in die middelveld op te storm. Baie sterk seun. As dit Hermanus is wat hierdie bal gaan stel, so wat 5 meter, 4 meter buite in die 22 meter, so 15 meter van die oorkant se kantlyn. Hermanus wat nog net suksesvol was met een poging paal toe. Eerste keer in die tweede helfte wat hy nou gaan kans kry om punte aan te teken. En Deurbel soek punte as hy die bal tref, skitter die bal trek netjies en hy sit hom tussen die pale deur in die eerste punte van die eerste helfte. Hermanus, pragtige skop. 3 punte by en dit is Deurbel wat opskuif na 6 punte. Deurbel 6 punte en die manne van Villagers die 10 punte. Sit die manne is van Villagers wat 'n plaasvervanger opstuur. Gaan nou vir sê wie opkom. Dis nommer 22 wat op die veld kom. Dis hy wat die veld verlaat. En dan Espeling wat op die veld is, pragtig onder die bal is dit Hermanus. Hermanus gaan hier die bal laag hou en hy skop hom uit aan die oorkant van die veld. Ben nie baie ver veld nie, maar jag hier die bal uit so wat 13 meter binnekant sy helfgebied oorkant van die veld. Ons gaan seker binnekort gaan ons die tweeling sien aan die kant van Deurbel. Adrian Staples en François Staples. Ek dink een is hakker en een is dit, twee is 'n tweelingbroers. En hier staan nog baie min gesien op regtervleuel van Reis Du Plessis. Seun van Karel Du Plessis, Villagers wat hierdie bal kry. Nou is dit die hande daarso van wat ons nou gesê het, nommer 22 wat op die veld gekom het, Nan Espeling. Dan is nou die hande daarso van Evan Coetzee wat die bal verloor. Dan is dit afgeneem daarso deur die manne van Deurbel. Wel dit is wie is een van die reserves op die, dit is Etienne Swart. En maar die skeieregter op sy fluitjie blaas. Skeieregter op sy fluitjie blaas, ek moet sê Etienne Swart wat natuurlik bekend staan as die monster. Ek weet nie wie hy vervang nie. Hy staan bekend as die monster. His dad's Karel. I used to play rugby with his sister. En dit is die monster wat op die veld is. Ek sal hom graag bietjie wil sien want hulle sê hy is Etienne Swart. En dat baie gevaarlike speler. Ek weet nie wie hy vervang het nie, ons sal nou kyk wie hy vervang het. Ek sal nou kyk of dit miskien Reis Du Plessis is.
vasgeskram en dit is Lefleur wat hierdie bal gaan ingooi. Lefleur wag vir hom. Lekker skram, hy kom skeelkant om aan die ander van Hermanus is steekskop hier vorentoe. Dan is dit die bal wat deur die hande skat daar so van Jos Vermeulen, maar hy kry hom tog nie hande. Nou is dit aan die hande van Fintyn. Maar laat loop dan, hier kom 'n strafskop hier so of 'n hoogvat lyk dit my. En dan sit die skeieregter, hier gaan nog moeilikheid kom. Ek kon nie mooi sien wat daar gebeur het hier, maar ek dink hier was 'n hoogvat. Pieter Joubert wat daar is en dit lyk my ook Etienne Swart is ook daar so. Ek praat daar so met een van die manne. En hier kom 2 geel kaarte as ek so vinnig kyk. Skeieregter wys daar's en dit is Janse van Rensburg wat van die veld af is, Etienne Swart wat van die veld af is. 2 hoofvatte wat meneer November wys. November wat wys die skramskakel Brad Fynus hoog gevat aan die oorkant, aan die ander kant van die veld was ook 'n hoogvat. Onnodige foute wat hier begaan word deur die manne van Deurbel. Nou is die manne van Villager wat weer gaan speel met 15 manne teenoor die 13. Reg in die begin van die wedstryd was dit ook so 15 teenoor 13. As Brad Fynus hy's reg, hy gaan aangaan met die wedstryd. Dit is nou 14 manne teenoor 13. Villagers natuurlik 'n rooi kaart. Hulle Nkosi Nfuma wat van veld af is, strafskop aan die manne van Villagers. Jos Vermeulen wat kantlyn toe skop oorkom van die veld, 'n lekker ou reentjie wat nou uitsif oor ons. Hy gaan hierdie bal uitjaag. En die grensregter se vlag op seker oorkant van die veld, halfpad tussen die 22 en die 10 meter lyn oorkant van die veld. Villager wat nou 14 manne het teenoor die 13 nou van Durbanville. Durbanville 2 rooi kaarte. Baie kaarte in hierdie wedstryd, ook in die vorige wedstryd baie kaarte gesien. Agter in lyn staan, maar die bal lyk my wat skeef ingooi, maar die skeieregter sê daar was 'n kompetisie nie, so speel aan. En dan kom hy hanteerweg nou baie moeiliker begin word. Nou is dit aan die hande lyk my van Nathan wat die bal opvat. En die kante nou sit in die hande van Grobler wat vasgevat word. 'n Pragtige vat. Hier kom 'n strafskop vir die skeieregter, dit kan wys. Skare praat saam, skeieregter wat sê ja, die bal is vasgehou. Pragtig Pieter Smit. Dis Pieter wat daar die bal gekry het. Nee, was nie Pieter nie. Ek kan nie sien wie dit was nie. Maar dit lyk vir my dit is kan Christian Lamprecht wees. Die man wat hierdie bal gaan uitskop, wag net die bal uitskop. Hy gaan nie baie veld wen nie, maar ek seker hy gaan die bal uitskop. Ja, hy skop hierdie bal uit nou in die grensregter wat gaan staan. So wat 18 meter nou binnekant die halfgebied van die manne van Villagers en ek is nog geplaas vervanger. Lyk my dit is aan die kant is dit nou Niall Sanders wat op die veld is. Tyn wat van die veld af is. Pragtig word die bal teruggewen in die hande van Joubert laat loop daarso in die hande dan nou van Stoffberg word vasgevat. Dan sit hy in die hande van Loubser wat opgaan vorentoe maar 'n kos 'n paar manne dan sy nog steeds op sy voete. Kos 'n paar manne om vas te vat. Ons in die hande van Joubert maak hy gaan aankeer na Hermanus toe. Dan sit nou daar in die hande van Christian Lambrecht vir die voordepaard skei strafskop. Skeieregter wat wys sê hulle moet wegrol. Jy lê aan die verkeerde kant meneer. Hy wys daar Nathan, jy lê aan die verkeerde kant. Jy moet terugrol. En wat gaan Hermanus doen? Gaan hy paal toe skop? Hy sê ja, hy gaan paal toe skop. Hy's 4 punte agter. Die span is 4 punte agter. Hy het nou baie goeie skop tussen paal deurgestuur. Ek nog leer, gaan nie sê dis 'n relatief skop nie. Ons gaan kyk wat hy gaan doen as hy die bal gaan stel. So wat 6 meter buitekant die 22 meter net links van die linker regop paal is dit Grant Hermanus, baie gesoute speler.
Julle klompie wedstryde vir die Westelike Provinsie en die Stormers gespeel. Skitterend heel agter. Ek moet sê speel baie goeie rugby. Groot aanwinst vir die manne hierso van Dobel. As Hermanus vorentoe kom, wat gaan hy met die bal doen? Wat doen hy? Hy sit hom tussen die paal deur, 3 punte by. 3 punte by en dit is die manne van Dobel wat opskuif na 9 punte en die manne van Villagers die staan nog steeds op 10 punte. 9 punte teenoor 10 en dit is 'n Grobler wat die spel gaan begin weer van die middelkolletjie af. Andre Grobler wat gaan spel begin. Dink hierdie wedstryd gaan nou tussen die voorspelers beslis word met die natbal en die reën wat uitgesak het. Onder bal is dit ongelukkig word die bal daar verloor lyk nie deur Loucher. Nee, dit is ongelukkig die bal wat daar verloor word deur Andre Hannekom. En hier kom die tweelingbroers op die veld. Dit met dis nou die tweelingbroers wat op die veld kom, nommer 16 Adrian Staples en Francois Staples. En hulle gaan vervang vir lyk my vir Kipido en Christian Lambrecht. Die tweelingbroer wat nou op die veld is, die twee Staple boeties. Ek dink hulle saamspel behoort baie goed te wees, baie goed gespeel Kipido en Christian Lambrecht, baie goeie wedstryd gespeel. En dan is in die kant daarso van Villagers wat ook 'n plaasvervanger opbring. Anno Jacobs, weet nie wie hy vervang nie. Anno Jacobs lyk my waar gaan Anno Jacobs speel? Anno Jacobs gaan flanksak. Hy speel flank daar, ek weet nie in wie se plek is hy daar nie. Vaste skram en dit is nou Sanders wat die bal ingooi en dan in die hande van Sanders. Sanders kom pragtig deur. Sanders is voor die ver. Hy vorder strafskop. Hier kom weer moeilikheid. Daar is 3 wat gedruk word deur Sanders wat op veld gekom het. Villagers het eers genoeg sy strafskop verhoog vat, maar Sanders pragtig daar steelkantjie om. En dit 5 punte by vir die manne van Villagers. 5 punte by vir die manne van Villagers wat pragtig Sanders wat deur is. En dis Grobler wat hierdie bal gaan stel baie naby aan die kantlyn oorkant van die veld. Sanders wat die bal gaan stel so wat 6 meter buite in die 22 meter so wat 'n meter op van die oorste kantlyn. Nou is die manne van Dobel onder groot druk met hierdie punte. Hulle wou nie hierdie punte afgestaan het nie. Hulle speel met 13 manne op die oomblik. 2 geel kaarte. Grobler wat hierdie bal gestel het. Kom ons kyk wat gaan hy doen met hierdie skop, skynskop. Hy gaan vorentoe kom. Hy gaan die bal trek met die regtervoet. Die bal trek baie goed die traaltrek. Baie goed die bal trek. Skitterend, maar ongelukkig is hy net regs verby. Ongelukkig is hy regs verby vir die manne van Villagers. En die telling die word 9 punte vir die manne van Dobel en 15 punte vir die manne van Villagers. 15 punte teenoor die 9. Hermanus wat spel gaan begin van die middelkolletjie. Die manne wat begin opwarm hier voor ons. Magreek om op die veld te verskyn. Hermanus. Een lekker lang hoë ene wat onder die bal is. Pragtig onder die bal uit mee is dit hy laat die bal vorentoe val en sê die skeieregter die bal vorentoe is val en speel van die onkantlyn af, maar nee, hulle kan nie dit doen nie. Van aanslaan kan jy die bal van die onkant posisie self speel nie, strafskop, wat gaan hulle doen? En hulle roep Hermanus, hy gaan paal toe skop. Ons het vroeër gesê in die vorige wedstryd, jy sê punte aangeteken 3 gedruk het, wil nie onmiddellik weer 'n punt afstaan nie. En is Hermanus wat hierdie bal gaan stel, sover 9 punte aangeteken, sy span gaan hy nog 3 punte by sit op die staan van die wedstryd. Hy is 9-15 loop sy span agter. En as die manne van Dobel wat regmaak. Swart van Rensburg wat regmaak op die veld verskyn as Hermanus hierdie bal gestel het op die 5 meter. Hy gaan vorentoe kom, hy tref die bal goed, die bal trek ongelukkig net die bal regs verby druk.
Ongelukkig het hy daar die bal wat hy vir regs by druk, die skare, die praat saam, hier's 'n groot skare, groot klomp toeskouers aan die kant van Villagers en so ook vir Dubel. Pragtige skare. Ons word regtig getrakteer op skitterende rugby. Lekker sag motorientjie wat hier neersif hierso, afskop van die middelkolletjie in die 22 meter. Loop jy die bal nie in die lug kan kry nie. Die bal wat nou 'n bietjie lekker glad is, die bal wat reguit grond toe is, dan is dit die manne van Villager wat die bal deurskop. Dan is dit nie aan van Grobler. Grobler loop na Hermanus, 'n lang gaan gee. Nee, baie goed weer aan, maar dan sit tog nie ander hierso van lyk my hulle wat is aan lyk my van pragtig het hy daar gehardloop, dis hulle nommer 7 flank Andre Hanne kom. Sy is reg daar met die assistent praat. Enigiets fout gewees met die strafskop daarso van lyk my hy sê lyk my nommer 7 is geloop met die skouer. Ons kan nou nie hoor wat hy sê nie. Hy gaan die buitesenter of die binnesenter daar nader roep. Andries Viljoen. Strafskop, ja, strafskop. Bal afgeklap lyk dit my, die bal afgeklap uit die skouer loop nie, maar die bal afgeklap. En nou is dit Grant Hermanus wat die kantlyn gaan opsoek. Grant Hermanus gaan hier bal skop, gaan hy uitskop. Grant Hermanus wat die bal gaan uitskop, hier is 'n fout van Hermanus se kant af. Nou sit in die hande van Josh Vermeulen. Josh Vermeulen gaan hierdie bal ver veld afskop. Nou is dit Pieter Smit wat ver moet terughardloop. Pieter Smit moet ver terughardloop en die bal gaan uit geskop word. En dit is 'n 50-22 en dit sal staan 'n pragtige skop deur Josh Vermeulen. 'n Fout van Hermanus wat nie die bal uitgeskop het nie. Kan die foute maak, sulke foute maak hier. En sy span is onder groot druk. Span loop agter met 9 punte teenoor 15. Groot druk nou. Aanvallende aan lyn staan nou vir die manne van Villagers. En dit is MC de Jong wat hierdie bal gaan ingooi. Baie val in lyn staan. Wat gaan hulle doen? Waar gaan hulle gooi? Gaan hulle weer op hulle nommer 8 Thomas Meyer. Pragtig weer Meyer. Hy is die toring aan die lyn staan. En dis Dubel wat hulle terugdruk in die lyn in die losgemaal. En as word weggebreek deur de Jong. Hy word vasgevat. Hy is baie naby aan die doellyn. Villagers wil nou punt aanteken. Dubel wil nie laat 'n punt aanteken nie. En dan is nog 6 voorspelers wat nou vorentoe gaan. Ons gesê dit gaan nou 'n wedstryd word tussen voorspelers. En dan sit die manne dan steeds van Villagers wat die bal tussen die voorspelers hou. Hier gaan moeilikheid kom. Dit is nog steeds die manne van Villagers en dit is die manne van Dubel wat moet keer veral wat hulle werd is. Skeiers se vletjie blaas strafskop en die manne van Villagers. Die bal manne van Dubel wat oor die bal gaan. Manne van Dubel wat oor die bal gaan. Ek is seker hulle gaan paal toe skop hierso. Ek weet jy gaan die manne paal toe skop. Vind is nou belangrik. Skeiers wat sê ja, hulle gaan paal toe skop. Manne van Villagers wat gaan paal toe skop. Hulle voor met 15 punte teenoor 9. Relatief redelike maklike skop voor die pale. Jy kan nooit sê is maklikie want dit kan teen jou tel as Grobler hierdie bal gestel. Dan kry Grobler met regs van die regter reg op paal. So 20 meter van die doellyn af het hy die bal gestel. Dan dryf Grobler skraps loskakel wat gaan kyk wie kan 3 punte byvoeg vir sy span. Hy kom vorentoe, hy gaan die bal tref, hy gaan hierdie bal tussen die palle deursit en dit is 3 punte by. En dis die manne van Villagers, die besoekers wat nou voorloop met 18 punte teenoor die 9 van die manne van Dubel. En die skare praat saam. Hierdie wedstryd word nou baie lewendig. Dit word nou baie lewendige wedstryd hierso. As dit lyk my is die vaskop sit by die veld verlaat nou aan die kant van Villagers. Dit lyk my dit is Willie wat die veld verlaat. Hermanus met 'n lang lekker ene wat hang onder die bal is dit Evan Kutsie, maar laat die bal vorentoe val. Die skeiers sê nee, bal is agtertoe. Die bal is agtertoe en dan die bal wat weer veld af gejaag word en nou is dit die manne van Joubert wat moet terugval. Hy gaan die bal dooddruk. Hy gaan die bal dooddruk. Hy sê die bal is oorgedra. Die bal is oorgedra. Die skare het gedink dit is aanslaan gewees. Hier van ons kant af het dit ook gelyk na aanslaan van Evan Kutsie wat die bal nie in die lug uit kon vat nie. Maar die skeiersreg beslis nie, die bal is nie vorentoe nie. Seker gereken dit is een van
die Deurbel manne, maar hier van ons kant af het dit gelyk soos aanslaan en nou is dit weer die manne van Villagers wat op die aanval is, 'n baie aanvallende skram 5 meter van die lyn af. En dit is die manne van Deurbel wat weer 15 manne is teenoor die 14. Vaste skram. En dit is nommer 23 wat die bal gaan ingooi, Saunders wat die bal gaan ingooi, baie aanvallende skram. Wat gaan die manne van Deurbel doen? Het hulle antwoord. Dan sit 'n strafskop aan die skeieregter, sê die manne die skram is in lig op. Bal wat die lig op is. Anders stopwerk wat die bal opgetel het. Skeieregter sê nee, daardie skram het regop opgeklim. Vaste skram. Saunders wat dan met sy agterlyn praat met Grobler. Hy praat daar met sy nommer 12 wat 'n baie goeie wedstryd speel, Andries Viljoen, 'n groot seun, groot senter. En net soos die nommer 22 wat op is, Espeling, groot speler. Vaste skram, nou is dit Deurbel wat wil verhoed dat hierdie manne nou weer punte kry, want dit kan hulle baie duur te staan kom, nou punte aanteken of nou punte afstaan nie. Deurbel moet nou keer vir al wat hulle werd is. Villager wil nog steeds punte kry, hulle wil nou telbord druk sit nou op die manne van Deurbel, tuisspan hierso. Die moet soos wat voorloop met die reentjie wat lekker neersif hierso. Spel wat nou bietjie moeiliker word nou, die bal wat nou baie moeilik is om te beheer. Vaste skram. Skram nou opgestaan. Saunders wat nou die bal moet ingooi. Een van Deurbel, Villagers se manne wat strafskop nou so, skeieregter wat sê hulle gaan grond toe. Lyk my dis sê vaskop, loskop sit wat daar grond toe gaan, lyk my sê loskop sit, ons sê wie dit is. Lyk my sê vir die reserves opkom met daar, dis nommer 17 aan die kant daarso van hulle, dit is Zali. Hy gaan grond oor, Manus gaan kyk wie hierdie bal kan uitskop. Nou net hy fout gemaak deur te ver te skop en nie die bal uit te skop nie. Hierdie keer maak hy doodseker hy jag hierdie bal uit. Hy skop hierdie bal uit net buitekant sy 22 meter, nog steeds die manne van Villagers wat op die aanval is. Nog steeds die manne van Villagers wat goed op die aanval is. En nou het ons lyn staan en dit is die Stapelboetie wat nou die bal gaan ingooi, Adrian Staples wat hierdie bal nou gaan ingooi. En as nog as nou kyk wie is nog daar op, dit is Jared Osborne wat op die veld is nou. Jared Osborne van aan die kant van Deurbel. Nou kyk wie hy vervang het. Jared Osborne op die veld. Dan is dit een van die manne hier so wat sy skoenvette vasmaak. Skoen lyk my so 'n bietjie en dit is Saunders wat op die veld gekom en plaasvanger. Staples wat gaan ingooi. Pragtig lyn staan is dit die manne van Villagers wat daardie bal afvat, my wat pragtig gedoen het. Nou is daar aan die ander van die bal wat ongelukkig vorentoe laat val word. Baie goeie aangee daarso van hulle buite senter wat baie goeie speel, Andries Viljoen. Maar ongelukkig is dit die bal wat vorentoe laat val word, die bal wat nou baie glibberig word. Telling 9 vir die manne van Deurbel, 18 vir die manne van Villagers. Die besoekers vanmiddag hierso. Moet sê Villagers wat baie goed speel. Villagers wat baie goed speel. Vaste skram. Nou wat kan Deurbel doen met hierdie skram? Hulle is binnekant hulle word vasgepen binnekant hulle halfgebied. Skeieregter dat weer sê nee manne, die skram wat nou bietjie slordig is. Die nuwe manne wat op is wat nou net bietjie moet ritme kry en hulle self reg kry. Skram se baie goed geloop in die eerste helfte. Nou die reserves wat opgekom het, maak dit 'n bietjie baie moeilik. De Vleer gaan hierdie bal ingooi. Oorkant van die veld.
Halfpad tussen sy 22 en die 10 meter lyn oorkant van die veld. Terwyl we nou 2 strafstroppe gekry het van die vryskop, is die manne weer wegbeweeg. 10 meter lyk my wat nader is, skeieregter kort arm 10 meter nader. En dan word daar vinnig gespeel. En nou sê Jan hierso lyk my daarso van aankom. Hy word 'n stopberg, hy word vasgevat. En dan sit 'n pragtige sit hierso nou aankom wat wegbars met die bal. Hy hardloop, hy goed veld gewen. Nou is weer nie ander dan so van stopper die word vasgevat. Hier is nou weer Joubert uit na die monster. Die monster die hardloop nog steeds, swart, hy is nog steeds op sy voete. Die man die bal staat, nou kan ons sien hoe is die monster. Hy gaan die bal beskikbaar, skeieregter sy fluitjie blaas en sê julle moet die man bal los, julle kan die bal op die grond speel nie, julle bal vasgehou. Maar ek moet sê dit is Etienne Swart wat skitterend gespeel het. Nou kan ons sien hoe kom sê is die monster. Die man is baie sterk. Ja, en man sê hy gaan nou kantlyn opsoek. Hy op die 22 meter hy gaan die bal uitjaag, 5 meter vir die doellyn, hoofpaviljoen kant van die veld. Gaan ons nou 'n lyn staan hê, aanvallende lyn staan nou vir die manne van Durbel en die skare wat hulle nou gaan aanmoedig. En gaan ons nou 'n rolmol sien hierso. Word nog gepraat hier met die manne. Stapels wat die bal gaan gooi, gaan hy sy manne vind. Loop sy op 2, pragtig van die bal. En hulle begin met 'n losgemal, dit is die manne van Durbel. Die manne van Durbel wat nog steeds vorentoe gaan. Nog steeds die manne van Durbel, die Stapels wat die bal onder die arm het. Nog steeds die manne en die skeieregter speel voordeel hierso. Hier 'n strafskop weer kom hierso vir manne van Durbel. As er nog steeds Durbel is wat vorentoe gaan met die losgemal. Hulle is nou 'n meter of 2 van die doellyn af. En dan daar is 'n 3. Dis 'n 3 daarso vir die manne van Durbel. En het lyk my dit is hulle nommer 7 flanke wat daar deur is Andre Hanekom wat die 3 gedruk het. As ek vinnig kyk, is dit Andre Hanekom. Hy het 'n pragtige loopie, hy die loopie begin hier so Andre Hanekom. Pragtig sê daar deur en hy druk die 3. Pragtig is dit losgemal geweest. Also nou van Durbel, hulle eerste 3 in hierdie wedstryd. Is dit wat hulle nou nodig gehad het? Hulle word onder geweldige druk geplaas hier so deur die manne van Villager, maar baie goeie 3 daar so deur Andre Hanekom. Hermanus wat hier bal gestel het net buite kan die 22 meter, so wat 8 meter van die hoofpaviljoen kant af. Ons het 'n goeie hoek om te sien wat hy met die skop gaan doen. Hermanus gaan vorentoe kom, hy gaan die bal tref. Die bal gaan pragtig trek. Hy gaan skitterend trek en die skare sê vir jou tussen die palle deur. Die skare die sê vir die bal is tussen die palle deur en die 2 punte verskil in hierdie wedstryd. En dis die manne van Durbel wat nou opskuif na 16 punte teenoor die 18 van die manne van Villagers. Sy terug tot die losie kyk. Lyk of daar nog so 8 minute oor is. Daar's nog genoeg speeltyd in hierdie wedstryd oor. Hierdie wedstryd is nog nie gewen nie. Hierdie wedstryd is nou daarom gewen te word en dit is Grobler wat gaan afskop van die middelkolletjie. Een van daai diep is. Onder die bal is dit van Esper wat die bal pragtig het gevat. Nee, dit is Pieter Smit, die kaptein. Hy het die pragtige bal uit die lug uitgevat, maar dan verloor hulle tog die bal langs in die hande van Villagers. Villagers speel wyd. Pragtig sit Grobler wat die bal uit die lug uitpluk. Hy word vasgevat. Hy is binnekant die 25, hy is binnekant die halfgebied nou. Dan is nou daar in die hande daarso van lyk my dit is hulle nommer 6. Ons aan die hande van Jos Vermeulen die wil binnekant toe sny, maar hy word grond toe gevat. Bal is geskikbaar hier so vir Villagers. Bal is geskikbaar vir Villagers. Hy kom hy nou uit in die hande daarso van William Scott. Mooi getackle. Dit strafskop. Skeieregter sê julle maar moet wegrol. Man moet wegrol. Een van die manne wat aan die verkeerde kant gelê het van Durbanville. Een van Durbel se manne wat aan die verkeerde kant gelê het en hulle gaan paal toe skop. Hulle gaan verseker paal toe skop. Wat sê hulle? Nee. Jos Vermeulen nie gaan die kantlyn opsoek. Hulle soek meer punte. Hy gaan kantlyn opsoek. Hy gaan hierdie bal uitskop. Hy gaan die bal uitskop halfpad tussen die 22 meter en amper op die 22 meter nou. Amper op die 22 meter, kyk wat die grensregter staan, ons kan hier waar ek staan, kan ek nie lekker sien of hy, want lyk of hy op die 22 meter uit is. En dit sy lyn staan nou, dit is
MC die Jong wat hierdie bal gaan ingooi in lyn staan. Gaan hy weer daar so gooi op Thomas Meyer wat pragtig in die lyn staan is hy speel skitterend in die lyn staan. Ja, dis nou agtertoe. Het hulle begin met 'n losgemal. Dit is Villiers wat kom en dit is Durbel wat nou verdedig verantwoordelik werd is. Dan is dit nommer 6 om wegbreek en dan sit 'n man wat nou die 3 gedruk het, Saunders. Hy's amper deur, dan word die bal afgeneem hierso deur die manne van Durbel. Hulle vorder pragtig is dit hulle nommer 19 wat ver gevorderd nou hierso. Dit is Christie van die Kerk en dan sit ons die man van Durbel wat daar soos met die bal lyk my wat verloor word daar aan die oorkant. Die skeieregter fluitjie blaas. Hy wys vir die manne van Villager, julle moet wegrol. Manne moet wegrol. Hulle wil baie graag almal daardie bal nou hê. Skeieregter so nou net 'n strafskop gegee vir Durbel. Manne wat nie weggerol het nie. Dis 'n baie goeie skop nou van Grant Hermanus aan die oorkant van die veld en hy verplaas spel tot net binnekant sy halfgebied so wat 2 meter binne die afgebied van die manne van Durbel. Hoop aan die oorkant van die veld en hier's nog 'n plaasvervanger aan die kant van Villiers wat op die veld verskyn. Corneil Oosthuizen. Hy kom op die veld en ons gaan nou kyk wie die veld verlaat. Lyk my dit is nommer 5 Ewen Kotse wat die veld gaan verlaat. Baie goeie wedstryd speel as dit Ewen Kotse is. En is nou Corneil Oosthuizen wat op die veld is. Dan die bal wat afgeneem word deur die manne van Villiers en die bal wat vorentoe geskop word. Nou moet daar ver teruggeval word. En die manne van Durbel wat nou moet keer en nie kom nou hoogvat. En die skeieregter wat sy fly uit is hoogvat. Skeieregter wat wys weer hoogvat. En sê die man het miskien so 'n bietjie laag getyk daar gesak in die tackle in. Hermanus wat gaan kyk of hy hierdie bal gaan uitskop. Durbel 16 punte. Villiers 18 punte. Die wedstryd het op 'n mispunt gebalanseer. Dis meer baie speeltyd oor, nie seker nog so 5 minute se speeltyd oor. En dit is hierdie wedstryd nou aan die nek gevat moet word. Wie ook maar wil wen, dink die span wat volgende punt aanteken gaan hierdie wedstryd wen. Met by kan hy 22 meter nou Sypels wat hierdie bal ingooi, die bal word oorgeklap aan die ander van Lefleur wat 'n baie moeilike bal kry. Hy gaan die bal ongelukkig direk uitskop. Nie 'n goeie besluit neem van die skrumskakel Lefleur nie. Nie baie goeie keuse gewees daar deur Lefleur nie. Hy skop hier die bal direk uit en nou sit die manne van Villiers wat hierdie bal kan ingooi. Weet nie of dit die regte keuse was nie. Hy staan nou en lyk my dit is MC die Jong wat die veld verlaat het. Lyk my so ek nie presies ek net kan keus wees wat nou die bal gaan ingooi. Sal nou vir kyk of dit is. Pragtig weer is dit Meyer wat die bal pragtig ry vat en dan sit die manne van Villiers wat weer 'n strafskop afstaan. Skeieregter wys lyk soos 'n nekrol of iets uit of iemand gerol of dalk dis nie presies seker dat hy wys nie. Nee, hy wys die bal vasgehou. Hy wys die bal vasgehou en dit is Hermanus wat gaan die bal uitskop, kyk hoe ver kan hom uitskop. Hy gaan hierdie bal uitjag, gaan hom uitskop. Ja, hy jag hom uit en ja, ons omtrent so 3-4 minute terug was nou net 'n meter nader. So 3 meter nou binne kan die halfway van die manne van Durbel. Bly staan. Sypels wat hierdie bal gaan ingooi. Daar so 5 minute se speeltyd, amptelike speeltyd oor. Dan word die bal hierso lyk mag die bal gegooi word. Absoluut nie 'n goeie ingooi nie, maar dit is nog steeds Durbel wat die bal kry. Skeieregter wat sê die bal skeef ingegooi. Ja, daai bal was baie skeef ingegooi. Ek het nie mooi dopgehou of iemand gekompeteer het in lyn staan nie. Nuwe reël natuurlik as jy niemand kompeteer nie, dan kan jy aanspeel, maar as jou die opponente kompeteer in lyn staan, dan gaan hy 'n lyn staan toe 'n skram toe ken, skeef ingooi. Durbel wat bietjie onnodige foute maak in die stadium van die wedstryd. Hulle het nie baie speeltyd oor nie, nog seker so 4,5 minute speeltyd oor. Span wat nou gaan punt aanteken hierdie wedstryd wen, dan sien jy gaan punt aanteken hier gaan Villiers hier wegstap met 'n oorwinning. En die manne van Durbel wil nie dit hê nie. Villiers wil hier wegstap met 'n wegoorwinning. Vaste skram. En dis skeieregter wat sê nee, hierdie skram het nie stil staan nie. Ons gaan oorskram manne. Goeie
skram gewees nou van Villagers. Hulle afgelope 2 skramme, 2 strafskop afgestaan. Vaste skram en dit is Sanders wat die bal gaan ingooi. Net binnekant die halfgebied van die manne van Durbel. Tyd wat besig om uit te loop vir die tuisspan Durbel. Goeie skram, strafskop, nou is dit 'n strafskop in die skram vir die manne van Villagers. Hulle is baie bly. Manne van Villagers baie bly, strafskop. En wat gaan hulle nou doen? Gaan hulle kantlyn opsoek, gaan hulle paal toe skop. Nee, John Reglopper sê hy gaan paal toe skop. Dit gaan dit baie moeilik maak. Dit moet beteken dat die manne van Durbel moet 'n 3 druk en oorskop as hulle hierdie wedstryd wil wen. En hierdie bal stel se langskop. Onder omstandighede is dit 'n baie moeilike skop. Die bal is nat. So ligte motorientjie wat neersif hier so in Durbanville. Skare wat saam praat. Grolder het hierdie bal gestel. Grolder wat na die bal kyk na die bal, dan gaan hy vorentoe kom. Ons gaan vir sê wat hy gaan doen. Hy gaan hierdie bal tref. Die bal trek baie goed. Die bal trek skit en die bal trek pragtig. Hy sit hom tussen die palle deur en is 3 punte by vir die manne van Villagers, die besoekers. En die telling word opskuif na 21 punte vir die manne van Villagers. 16 punte vir die tuisspan Durbel. 16-21, Hermanus wat spel gaan begin, daar is baie speeltyd oor nie. Ene wat hang, wie gaan onder die bal kom? Onder die bal is dit, daar nommer 20 van hulle wat op die veld gekom het. Dit is daai lid wat onder die bal kom, skeieregter wat se voordeel gaan speel hierso. Hier kom ons voordeel nou vir die manne van Durbel, en dan aan die hande, nou lyk my daar so van Jared Osborne. Jared nog steeds voordeel hierso vir die manne van Durbel. Nog steeds die skeieregter se vletjie blaas. En wat gaan die manne doen is nou net hier onder die paal. Hulle wil nou punte aanteken. Hulle wil vinnig punte aanteken. 3 punte gaan nou die mee werk hier so net tik skop hier hulle vleer laat loop daar so nou in die hande daar van Hanno Stoffberg. Hanno Stoffberg die stel bal beskikbaar. Een van die manne wat daar oor die bal gaan. Hier kom weer 'n strafskop in die hande. Nou daar so van een van die manne van Durbel kon nie sien wie dit was nie. Maar Durbel is op die aanval. Durbel wil 'n punt aanteken. Hulle word teruggedra in die verdediging. Dan sit in die hande van Hermanus. Hy word teruggedra. Nog steeds is dit die skeieregter wat voordeel speel. Nou sit dit weer aan die hande van een van die manne lyk my een van die Staples Boeties. En dit gaan die manne van Durbel, hulle wil nou punt aanteken. Hulle bly op die aanval. Die skeieregter wat nog steeds voordeel speel. Nou sien hande van Hannekom nie gaan hom vasloop. Nee, dit is Stoffberg wat hom vasloop. Hy word vasgehou. Hulle is nou baie naby aan die doellyn. Wat sê die skeieregter? Die bal is opgehou, maar die bal is opgehou. Hy het 'n voordeel gespeel. Hy het nog voordeel gespeel as die bal opgehou word. Kan net nie oor die doellyn kom nie. Gaan hom weer vinnig speel. Weet jy, Jared Osborne en Francois Staples baie prominent in die bewegings gewees. Hier kom nou weer 'n tikskoppie. Hulle gaan maar tussen die voorspelers. Durbel wat nou punt aanteken. Ons is in die doodsnik van hierdie wedstryd. En dan lyk dit my dit is Staples wat Francois Staples wat daar vorentoe gaan. Hy van die bal. Hulle wil nou die bal vanaf kry. Dan sit daar nie dan so van lyk my na Stoffberg. Stoffberg was baie naby aan die doellyn. Wat gaan hulle nou doen? Dan sit nie hande daar so. Ek kan nie sien wie dit was nie. Lyk my na toe so wat daar is. Maar nog steeds die manne van Villagers wat keer vir al wat hulle werd is. Nog steeds die manne van Durbel wat aanval vir al wat hulle werd is. En nog steeds die Durbel wat aanval. En dan is nog steeds die manne van Durbel. Hulle gaan nog steeds vorentoe. Hulle wil nou die bal vinnig kry. Gaan hulle die bal vinnig en nou sien hulle daar so nou van Stoffberg. Stoffberg is so. Waar gaan hierdie bal wat van Lefleer wat nou speel daar so. Nog Francois Staples. Staples hou die bal nog steeds. Waar gaan hy kom? Nou sê daar in die hande van lyk my Tuso wat vasgevat word. Nou sê daar in die hande daar so lyk my van Etienne Swart. Etienne Swart en die bal hy kom weer 'n strafskop hier so lyk my vir die manne van Durbel. Nog steeds die manne van Durbel wat aanval. Nog steeds die manne van Durbel lyk my dis 'n voordeel wat hier gespeel word vir Durbel.
En wat sê die skeieregter, daar iemand daar baie oorgaan, maar die skeieregter sê nee, skort is nie daar nie. En die bal wat ongelukkig, die bal wat gaan, maar dis 'n voordeel wat gespeel word en hier gaan 'n geel kaart kom dink ek. Hier kan 'n geel kaart kom, skeieregter wat fluitjie blaas. En manne wag so 'n bietjie. Hy gaan nou daar met die manne daar so van Villagers plaas. Laaste waarskuwing lyk my nou weer oortreding, maar dis die manne van Durbel wat nou op die aanval bly. Die manne van Durbel wat op die aanval bly. Tikskobie. Nou daar so in die hande lyk my van Christie van die Kerk. Hulle is baie naby aan die doellyn. Hulle is baie naby aan die doellyn. Wat gaan die punte nou kom hier so vir Durbel? Gaan hulle nou hierdie wedstryd kan deurdra? Wat sê die skeieregter? Skeieregter was in 'n lekker posisie om daar te kan sien daar gebeur het nie. En wat sê die skeieregter? Daar is 3 wat toegeken aan Durbel. Dis Durbel wat in beseringstyd van die wedstryd 3 druk onder die paal is. Skeieregter in November wat sy arm omhoog skiet. Die skare die praat saam. Die skare die wil praat saam. Die telling die verander na 21 punte elk. Met die doelskop wat wag voor die paal. Ek kon net nie sien wie die 3 gedruk het nie. Nou vir my sê, dit lyk vir my tog in die skramskakel, kan jy seker nie. Sy seker nie daar die 3 gedruk het nie. Dit was 'n horror klop manne. Skeieregter, ongelukkig het ek nie weer kyk weer nie. Ek is seker is kyk. En Armanus wat hierdie bal tussen die paal deurskot. Dan vlieg blaas, kan nie glo in beseringstyd. Is dit die tuisspan Durbel wat hierdie wedstryd deurraak met 23 punte teenoor 21. Wat 'n skitterende wedstryd. Wat 'n skitterende wedstryd het ons nie gesien vandag nie. In beseringstyd is dit die manne van Durbel, die tuisspan wat hierdie wedstryd wen met 'n 3 onder die paal. Was nie seker wie dit was nie, maar wel gedaan Villagers. Hulle het nie na toe kom om rugby te speel en net hulle nie skitterende rugby speel nie. Dit was absoluut 'n wonderlike, skitterende, titaniese wedstryd wat gewen word op die einde deur die tuisspan Durbel. 23 punte teenoor 21. Wel gedaan aan al die manne vir 'n skitterende rugby wedstryd en ons is binnekort terug hierso met die onderhoude met die 2 kapteine.